Goeiemiddag julle, my naam is Rudolf Mostert. Ek is die hoofouderling van ons gemeente by Fontein Gemeente in Sasolburg. Ek wil graag met julle die volgende storie deel wat met my gebeur het die afgelope 5 maande. Die rede hoekom ek hierdie graag met julle almal wil deel is want ek dink ons almal kom op 'n stadium in 'n situasie waar so iets met 'n mens kan gebeur. Ek vra myself baie maal die vraag af van hoekom ontmoet ek mense in my lewe van ouers wat kinders verloor, ons vriende wat hulle lewensmaats verloor, jouself wat deur 'n krisis gaan. En dan het ek daai mense ontmoet en dan deel hulle 'n storie met my wat jou net weer op daai stadium die uitkyk in die lewe sal gee van dit het al met iemand gebeur. Is dit die Here se manier om 'n mens dan voor te berei om in 'n geval van nood of baie erge situasie dan beter te kan deel met so iets. So ek sien dit half as 'n voorbereiding. So enige iemand wat hierdie video sien of nou daarna sal luister, ek wil graag hê julle moet dit nog so sien van dit is 'n voorbereiding van dit het met iemand gebeur. Jy weet ook nou van iemand, wel dit het met my gebeur en hoe dit jou kan help op jou pad van herstel en van geestelik wees. So my storie begin die 12de Augustus 2025. Dit is maar so 5 maande terug wat dit gebeur het met my. 25ste Oktober het ek in die aand baie sleg begin voel. Wel, noodgedwonge is ons toe hospitaal toe en dan die groot vrees wat enige mens kan tref is dan dat ek het toe 'n baie ernstige hartaanval gekry. Ek is toe opgeneem in hierdie kliniek hospitaal waar ek dan die volgende dag 'n stent gekry het in die regte hoofaar van my hart. Dit was 'n baie groot skok vir mense, dit is 'n baie groot skok vir jou gesin en familie, die mense wat lief is vir om jou. Dit ruk 'n ou regtig waar terug en dit laat jou net weer eens besef van hoe dankbaar 'n mens moet wees dat jy jou geliefdes om jou het om jou by te kan staan. Aansienlik goed afgeloop die volgende 3 dae in die hospitaal, ek is toe ontslaan. Die eerste 4 weke het van herstelproses het baie goed verbygegaan en nog 'n volgende 4 weke het verbygegaan. In daai tyd het ek baie gepraat met die Here. Ek het nooit vir die Here eintlik gevra, hoekom het so iets met my gebeur nie? Ek het meer eintlik gevra rondom wat is die doel van hoekom dit met my gebeur het? Wat is die boodskap agter so iets wat moes gebeur? En dit het baie vinnig na my toe gekom om te kan sê dat die Here is in beheer. Die Here is in beheer van my lewe. Hy het sy plan met my. Dit is nie my storie hierdie nie. Hierdie is die storie wat die Here vir my het op my pad, wat hy my nog wil gebruik op hierdie aarde, om sy woord te bedien en om my lewe te lewe volgens sy wil. So die 8 weke het toe verbygegaan en op 28 Oktober het ek weer 'n bietjie van 'n terugslag gehad en ek is toe terug na die hospitaal toe waar ek weer opgeneem is. Op die 29ste Oktober wat ek dan nou absoluut as 'n nuwe lewe vier, wat ek sê nog steeds, ek sal die 29ste Oktober is amper soos 'n nuwe geboortedatum vir my. Het ek 'n groot terugslag gehad. Hulle moes nog 'n stent insit en daar moes ook werk gedoen word aan die stent wat reeds geplaas was in die hoofaar. Ek is uit die teater uit. Dit is 'n lang proses vir die van julle wat al reeds deur dit is. 'n Ou is die hele tyd by jou volle bewustheid terwyl al hierdie goed gebeur. Ek is geskuif na die intensiewe eenheid, na die kritiese eenheid toe vir die volgende paar dae. Terwyl die proses plaasgevind het, terwyl my nuwe bed reg gekry het die vreeslikste ding wat met 'n ou kan gebeur en my hart het tot stilstand gekom. Gelukkig met die professionele hulp van die medisy en die mense van die kliniek kon hulle my weer aan die lewe kry. Ek is 3 keer geskok, hulle moes CPR doen. Ek het bygekom en het die pyp in my mond gevoel waarmee die suurstof gedoen was en dit is wat my getrigger het laat iets is eintlik aan die gang. Ek het toe by my volle bewussyn gewees toe ek wakker word en ek kon onmiddellik praat met die personeel. In daai stadium het hulle my weer onmiddellik teruggevat na die teater toe en
Hoe fantasties was dit om te sien dat daar eintlik toe niks fout gegaan het nie. Op daai stadium het die hart maar net besluit, hy's nou te swak, hy kan nie klop nie, maar daar was fisies geen fout gewees met dit wat gedoen was nie. Baie mense het my gevra al in daai tyd, wat het jy beleef? Het jy iets gesien? Daar's mos maar altyd daai vraag. Vir my was dit absoluut die rustigheid wat my oorval het. Ek het in my lewe nog nooit so rustigheid gevoel nie. Die manier hoe ek die situasie hanteerde, die manier hoe ek het gesien het, wat gebeur het. Ek was glad nie in 'n toestand gewees nie. Ek het dit die aanvaar van dit is wat nou gebeur het, maar hierdie ding is ek nie alleen nie. Die Heilige Gees het my absoluut gedra op daai stadium. Ek was in die Here se hande gewees met daai tyd. Hoe lank dit was, weet ek ook nie, want ek het net, dit is soos wanneer mense lig afsit en jy's net weg en ek het net weer bygekom. Die herstelproses van dit af was baie lank. Ou is maar vol kneusmerke en dit is seer soos wat hulle ou maar bietjie verniel om jou aan die lewe te kry. Maar as ek terugkyk na daai letsels, dan is dit vir my amper waar hulle die skokmasjien opgesit het, dit is so 'n rampie wat amper gebrand het op my bors. En ek het nogal gespot en gesê, dis waar ek Psalm 91 graag sal tatoeëer. As ek dink aan Psalm 91, dan sien ek amper die Here op sy knieë, wat vir 'n mens bid en sê, gee jou hart net vir my en ek sal na jou kyk. En hoe wonderlik is dit, dat ons 'n God kan aanbid, wat ons so vermoei om na ons te kyk, dat hy ons so mooi vra in Psalm 91. So dit het vir my baie beteken. Soos ek reeds vroeër gesê het ook, is dat dit beteken vir 'n mens baie, jou gesin beteken vir jou baie, jou familie, jou vriende, die kerk, die mense om jou, die gelowiges om jou. As jy nie daai bystand het nie, kan ek net dink hoe moeilik moet dit wees om deur so iets te kom. So dit is nou alweer 10 weke later vandat ek, soos ek genoem het, van my verjaardag af, van die 29ste Oktober af. En ja, so dit is 'n getuienis van, ek glo is ons harte vir die Here gee, en is ons regtig waar lewe volgens die wil wat hy vir ons vra om te lewe, kan goed gebeur. Ons kan dit 'n wonderwerk noem, ons kan dit 'n tweede kans noem, ons kan dit noem net wat ons wil, maar ek weet wat ek weet vandag is dit is, en dit is die Here wat vir my vandag weer gebring het na die toe, die kans gegee het. Ek het die storie al met baie mense gedeel, en dit is ook ek vandag met julle deel, is dat mens moet uitgaan en vertel, en vir die mense deel van dit wat die Here in jou lewe kan doen. Die Here doen baie ander goed in ons lewens ook, die voorreg net om op te staan, om asem te haal, om 'n dag te kan begin. Wat 'n groot voorreg is dit nie, maar as mens regtig waar deur 'n traumatiese ervaring gegaan het, dan voel mens die Here se nabyheid. En dit is net jammer, partymal voel mense dit net in stadiums van trauma of in stadiums van nood. Maar dank die Here laat ons na sy hand kan gryp en hom kan aanroep in sulke situasies. Dit is wonderlik as mens die pad van die Here loop en mens begin goed raak sien. Jesaja 40 en Piet Smith sing dit in 'n lied van hoe groot is hierdie God wat ons aanbid. En ek raai julle asseblief aan om dit ook te lees en ook na die lied te luister. Maar dit is 'n wonderlike voorbeeld van die God wat ons aanbid. Dit wat ons eintlik is en dit die almag wat hy het oor die wêreld en oor alles het, om ons ook styf in sy hande vas te hou. Baie dankie.